Goeiedag en baie welkom by die oordenking van hierdie besonderse en spesiale dag. Ons vier Hemelvaart. Vir baie mense is dit 'n betekenisvolle en waardevolle dag. Maar daar is ook mense vir wie dit 'n onsekere en vreemde dag is. Want baie wonder, wat beteken Hemelvaart en wat vier ons wanneer ons dit vier? En wat moet dit vir ons as gelowiges hier in die 21ste eeu beteken? En hoekom moet ons as gelowiges die dag van Hemelvaart vier? Ek begin iets van hierdie vrae verstaan wanneer ek na die kerkkalender kyk en dit opweeg teen iets soos Paasfees of Kersdag of Pinkster. Of selfs wanneer ek my indink hoe die disippels moes gevoel het daardie dag toe Jesus die laaste keer in hulle verskyn het. En die rabbi, die leermeester, die Here, die persoon aan wie hulle lewe toegewy het, ewe skielik net voor hulle oë moes verdwyn. Daardie teleurgesteldheid en verlatenheid en totale verslaandheid wat hulle moes ervaar. 'n gedeelte wat ons gaan help om Hemelvaart 'n klein bietjie beter te verstaan is Handelinge 1 vers 1 tot 11. Blaai gerus na die gedeelte en druk die pausknoppie en gesels saam oor die volgende paar vrae. Wat staan vir jou uit in hierdie gedeelte? Hoe help dit jou om op 'n nuwe manier na Hemelvaart te kyk? En wat ontdek jy opnuut van God? En hoe ontdek jy weer die roeping wat die Here vir jou het in hierdie gedeelte? Gesels gerus saam. Ons vier Hemelvaart 40 dae na Paasfees. En ons lees in die evangelie, hierdie 40 dae na Paasfees was 'n tyd waarin Jesus op verskillende maniere aan verskillende mense verskyn het. En in hierdie tyd het Jesus vir die mense van daai tyd herinner aan wie hy is en wat hy hier op aarde kom doen het. Maar dit was ook 'n tyd waarin hy sy disippels, sy volgelinge en gelowiges van daardie tyd as gestuurdes na die wêreld toe gedraai het. Jesus het ook in hierdie 40 dae die disippels herinner aan die beloftes wat hy aan hulle gemaak het. En is hier waar ons iets begin verstaan van wat Hemelvaart is en hoekom ons dit vandag nog steeds vier. Wanneer ons na hierdie laaste keer wat Jesus aan die disippels verskyn kyk, dan besef ons dat daar twee dinge gebeur. Die eerste ene is dat Jesus nog beloftes kom maak. En die tweede ding is dat Jesus sy laaste opdrag aan die disippels maak. Maar hierdie opdrag is amper maar ook 'n tipe van 'n belofte. Die eerste belofte wat die Here kom maak is dat daar definitief 'n lewe na die dood is. Want 40 dae nadat die Here uit die graf opgestaan het, verskyn hy vir 'n laaste keer aan die disippels en kom sê dat hy alle wette, alle natuurwette en alle kragte oorskry het. Dit selfs die dood hom nie kan terughou nie. En daarom kan ons met sekerheid weet dat daar lewe na die dood is. Die tweede belofte wat die Here kom maak is dat elkeen van ons 'n rol het om te speel in die uitbou van die koninkryk van God. Dat die Here elkeen van ons kan gebruik, want hy gee vir elkeen van ons gawes en talente waarmee ons die koninkryk kan uitbou daar waar ons is. En ons sien dit ook raak in hierdie gedeelte wanneer die Here vir sy disippels sê, gaan terug na Jerusalem toe en wag vir die gawes wat die Vader deur die Gees aan julle sal gee. Die derde belofte wat die Here maak is ook hierdie laaste opdrag wat meer van 'n belofte is. Jesus sê aan die disippels, julle sal my getuies wees wanneer die krag van die Gees oor julle kom. In Jerusalem, Judea, Samaria tot aan die uithoeke van die wêreld. En hier sê Jesus dat elkeen van ons die koninkryk kan uitbou, nie met ons eie krag of op ons eie stoom nie, maar deur die Heilige Gees. Die vierde belofte wat die Here in hierdie gedeelte kom maak, is dat sy heen gaan, nie 'n finale totsiens is nie.
Die Here sê met hemelvaart vir die disippels en vir ons, dat hy ons nooit alleen sal laat nie, dat hy ons nooit sal verlaat nie, maar dat hy eerder op 'n nuwe manier by elkeen van ons sal wees. En dit is deur die Heilige Gees. Daarom kan ons vandag ook met sekerheid weet dat die Here oral, elke sekonde van hierdie dag saam met ons is. Die laaste belofte wat die Here in hierdie gedeelte maak, is dat hy weer sal terugkom. En ons hoor dit duidelik wanneer die engele vir die disippels sê dat hy op dieselfde manier sal terugkom. Jesus kom maak belangrike beloftes in hierdie gedeelte. Mag jy vandag op hierdie besonderse dag opnuut hierdie beloftes van die Here ontdek. Mag jy opnuut ontdek waarom ons hemelvaart vier en waarom dit belangrik vir my en jou is om dit te vier. Mag jy ook opnuut die Here se roeping vir jou ontdek. Die gawes waarmee hy jou geseën het en die rol wat jy het in die uitbou van sy koninkryk. Mag jy ook weet dat die Here altyd saam met jou is. Amen.